net met 'n 66 want dit is my riglyn nie meer glits waarvan hy my lei. Yes. Ek wil enkele verse lees uit Psalm 22 sowel as Psalm 23 en as die tyd my toelaat en die gees van die Here laat my toe ook om een vers in Joshua 1 vers 9 dan ook te kan bemoedig. Psalm 22 enkele verse en ook Psalm 23, 'n welbekende gedeelte. Ek wil net my Bybel gaan 'n bietjie anders klink as wat u dit klink. Ek wil eintlik lees watter tipe Bybel het ek. Ek het die boodskap, die Bybel die herlewende taalvertaling wat ek het. Dis nou 2013 se vertaling. Soos pastor, moet my nie kruisig as jy nou 'n bietjie anders klink as dit is nog steeds God se woord. En dit is eintlik meer, soos al sê, 'n moderne skrif wat dit is, maar dit is ook relevant vandag. Ons lees graag voor. Ek lees van Psalm 22 van vers 1 tot en vers 6 en dis lees as volg: My God, waarom los U my dan alleen? U help my nie. Ek skree totdat ek blou is, maar U is weg. En my God, ek roep U heeltyd en ek hou nie ophou bid nie en heeldag en heelnag waar ek is. U is daar, geen teken nie. U is doodstil. U is die een wat baie belangrik en groot is. U kinders het groot respek vir U. U is waar hulle U loof. Ek wil ook verder lees op versie 6 wat sê, en hulle het tot U gebid, tot U bevry, en op U het hulle vertrou, en U het hulle nie teleurgestel nie. Ek gaan enkele daar's nog verse wat ek graag wil lees, vers 12, vers 13 en vers 20, maar ek sal dit aanhaal in die boodskap so verder gaan, sowel as Psalm 23, enkele gedeeltes. Ek wil graag hierdie boodskap, as dit mag, ook wil ek 'n titel, 'n gebroke hart, julle helende God. A broken heart heals a healing God. En dit is dieselfde vergelyking op 'n manier wat Dawid of die psalmskrywer, as ons eintlik meer tyd het en die Bybelstudie doen, as jy die hele gedeelte van Psalm 22 lees, dan gaan jy agterkom dat die psalmer ook 'n gebroke hart gehad het. Hy was ook gekonfronteer met vandagse omstandighede, alledaagse omstandighede. Selfs die dood was nie eens bevry van hom af nie. Lees gerus die Bybel. Maar ek wil graag ook 'n klein bietjie draai na geliefdes. Weet ons is vanaand wel hier by 'n troostdiens of 'n celebration diens van wyle aan die Shirley Fortuin. En wat 'n voorreg en 'n eer was dit om haar te ken. Weet hy was nou 'n vrou wat nie baie gepraat het nie. Maar een ding, sy kon vir jou smile. Sy kon vir jou smile en ek wil nou nie uitpraat die iets anders nie. Die oom het so vrou het baie lekker kuite gehad. Atlantis alive. Ja, ek kan onthou. Maar ek wil verder gaan en net hoe kortliks voor ek die woord van die Here verder gaan en net ook my gedagte of my skets ook maar vir u gee. Ja, pastor vra, en nie vroeger jare van. Dit was ja. Voor die suster siek geraak het. Ja, ek ken die suster baie goed. Ja. Ek laat my dink aan in die jaar 1999, net dis voor die jaar 2000. Is oorgaan. Dis nou 25 jaar terug. Dit was lank. Het ons gaan besoek vir die eerste keer aflê in Pretoria. En daar het ek 'n kant van die Shirley gesien waar sy mense kon gasvry bedien en onthaal.
Daar het ek ook gesien, sy kon pool skiet. Want ons het gesien sy kon pool skiet. Reg of verkeerd, hier was jy omvraag dat ek regte waarheid, want ek kan onthou even nog 'n chokkertjie, maar ek kan onthou. Moenie sê, ek wil nie, ek moet sê, waar, dis kan pool skiet. Ja, nou lag hulle weet. Sy was 'n poolskieter. Sy was 'n formaat ook in domino speel, as jy nie geweet het nie, hulle kon teel, maar hulle kon skelm ook speel. Maar een besonderste uitbreek en ek ken nie meer van haar was, sy kon smile. Sy kon eintlik sê, soos die lied sê, smile a while and give your face a raise. Raise your hands to the one who did by the best. Dit is eintlik 'n manier sy kon smile ten spyte wat sy deur moes gaan. En dis 'n teken elke keer wat sy gedoen het. As jy gevra het, as jy hier gekom het, hallo Auntie Shirley, hoe gaan dit? Dat sy 'n lagwekkende manier vir jou so gelag. Dit gaan goed, my kind. Het sy nooit gekla dat sy in pyn was nie. En ek is bevoorreg en dankbaar dat my ouma ook haar kon grootmaak aan Gerard. Op 'n jong ouderdom het sy ook maar haar ma verloor en toe het sy maar ook saam met my ma gekom en saam met my oom en my ouma het vir hulle groot gemaak aan die kant van die dorings. Ja mense, hulle was die wingerd mense en ek kan stories daaroor vertel. En sy het hulle groot gemaak in die vrese van die Here en die beste van haar vermoë. En ek weet nie as dit daar wat Eva gekry het nie. Soos ek is reg. O, die gees van die Here is wonderlik aan die kant van die dorings. Maar wat wonderlik ook was dat hulle het verder gegaan en van Gerard moes natuurlik ook moes ontmoet. Maar wat so kenmerkwaardig in haar was, sy was 'n vrou en 'n rolmodel en 'n eer. Van ons het elkeen natuurlik rolmodelle, maar sy was 'n vrou, 'n ma en 'n ouma vir hierdie fortuin gesin, sowel as met geen aansluit tot enige politieke party nie, vir die ANC ook. Amen. Sy het standvastig en toegewyd agter haar man ook gestaan. En dis hoekom hulle kan getuig daarvan dat sy het vir hulle kos kom bring, voorsiening getref. Ook daar. En die Here doen iets wonders. Dat hulle is so wonderlik groot gemaak dat Chamonix, Berentia, Lucia en Adele. Hulle sê nie vir my ouma Auntie Devi. Hulle sê ouma. Amen. Jy kan hulle vra of ek verkeerd is. Hulle sê ouma, want dis die noue band wat hulle het, maar dit is ook hoe hulle moeder hulle groot gemaak het. Want dit was haar ma. En dat tyd toe sy nie 'n ma gehad het. En daar kom die sel op 'n manier, kan ons so sê, of die psalmskrywer in Psalm 22, waar hy met uitdagende tye kom en eintlik met sy gebroken hart kom en vra, Here, waar is U? Oh my God. Hoeveel keer in die lewe het ons ook maar nie gekom op daai plek van ons eie lewe waar ons kan die Here ook dien en vra, Here, waar is U? En om die waarheid te sê, die Fortuin familie het dieselfde gevra dalk. Here, waar is U? Maar jy sê die psalm verder, al vra jy soos hierdie psalm sê in vers 20, al voel jy so, Gerard, U moet my tog nie alleen los nie, Here. U alleen gee my krag, U alleen kom help my. Tog so waar, Here Jesus. Dis nie 'n mens nie,
Dis nie ek wat ooit sal kom om die help en die bied te kom van die toon nie. Dis die Here wat vir hierdie huisgesin dit gaan bied. Jesus. Psalm 22 is 'n alledaagse psalm wat ons as gelowiges deurgaan. Hy praat daarvan ook van stryd en verloor, net soos julle vanaand. En Pastor Isis kan my saamstem, nergens in die Bybel as enige gelowe gevrywaar van dood of van siekte. En vanaand is julle ook op daardie punt of op daardie plek van die lewe. Dis nie altyd lekker om daar te wees nie. Ek weet waarvan ek praat. Pastor Isis sê net so mooi getuig. Ook van sy moeder. Maar weet, ek wil kortliks, ek wil klaarmaak, ek wil lang wees nie. Weet, al gaan jy sê Psalm 23, deur die doodsjordaan, sal jy nie vrees nie, want ek is met jou. Dis die versekering nie van 'n mensie, Anke Gerard, dis die versekerheid nie van 'n persoon of van iemand wat ek sê nie Berensia of Samanay en Lucia nie. Dis die versekerheid van God homself wat sê, al sal ek ooit deur die dal van doodskade gaan, sal ek nie onheil vrees nie. Dit was vir my maar moeilik om 'n woord te kry. Maar God wat die gebroke hart sal die weer genees. Jy wil klaarmaak. Ons het so vroeër in die jaar, het ons my neef Veile Rowan Skuman ook aan die dood afgestaan. En dit was baie traumaties en baie seer, van dit was 'n skielike dood. Ons kan op 'n manier sê, en die Sally het elke keer die geleentheid gehad, en ons gehad, waar ons kon ook saam met haar praat, ten spyte van die lyding. Soos ek gesê het, sy het altyd 'n smaak gehad, sy het nooit gepraat van haar siekte nie. Want sy het ook geweet van die Here. Ek wil net kort breek weer dat so paar jaar, ek weet nie kan u onthou nie, ek het sy vir haar laat doop. In die kan van Silverstream, Pastor. Halleluja. En ja, sy het vir haar gaan doop. Sien hoe diep ken ek die familie, sy het vir haar gedoop. Sy het haar saak met die Here ook reggemaak ten spyte van haar siekte, en sy was wel ook siek. Daai moment, sy het haar gedoop. En ek vir haar na die doop, en soos dit maar is, het die telefoons genooi, ons moet nou kom vir 'n koekie en 'n teetjie. En ek, soos ek is, vra toe maar, Auntie Shirley, het Auntie Shirley nie koud gekry toe hy daar gaan. En sy sê vir my, weet wat, sy voel verlig. Amen. En hier met 'n weten het ek gedink, en ek praat van koude, as eintlik 'n wow moment, wat sy sê dat die Here het my verlos. Ek is bevry. Ek dink aan koude. Sy het ook 'n verhouding met die Here gehad, en spyte van haar siekte. Ek wil u dan sterk bemoedig. Joshua 1 vers 9. Ek het dieselfde skrif vir die Skumans gesê dan Perel. En ek wil dit graag weer sê, van ek weet waarvan ek praat. Dit is nie maklik nie, ek kom op hier die doodsjordaan, en ek staan nog steeds hier as getuie. Die Here, al is my pyn ook al. Ek staan as getuie, Pastor. Ek hou vas nog aan die Here. Joshua 1 vers 9 sê, en skep, en toe Joshua op 'n punt kom waar hy, Moses is dood, ek wil kort, Moses is dood, Moses weet nie wat ek kan doen nie. En hy
gaan in sy binnekamer en die versekering kom nie deur 'n mens weer nie, dit kom deur God. Dis die tweede keer wat ek gesê het, 'n versekering kom nie deur mense, dit kom deur God. Wat sê, skep moed, wees dapper, wees vasberade. Mighty God. En volmoed en sterk mense en vasberade en dapper mense is mense soos julle vanaand wat hier sit, Jesus. wat die dood moet trotseer. Soos ek gesê het, Goudveldstraat, ek weet nie wat die nommer is, julle kom so lank, jy ken nie eens die nommer. Met jou. Maar ja, Here ons prys. sal dalk is nie meer dieselfde wees nie, maar dit sal dieselfde wees van die Here sal nog hier wees. Sterk mense, dapper mense, besalle mense wat sê, al gaan nie deur die dood van doodskade. Ai. Mense, sit hulle vertroue ten spyte van hulle gebroke hart Mighty in die God. hande van die genesende God. Jesus. En ek wil graag afsluit ook met die lied. Sion Gesang 317. Met die sterke moeder wat sê, my enigste troos in lewe of in sterfte is dat ek aan Jesus Christus wil. My God. Mag God die versterk, mag God die seën, mag God die gebruik, Mighty God. mag hy hierdie huisgesin tot krag lei. En voor ek sê amen, wil ek eintlik iets doen wat seker buitengewoon is waar. Dankie Gerard. Ek wil ook baie dankie sê aan u. Vir meer as 30 jaar toegewyd aan die sorg. Amen. Goeie tye en die slegte tye. Jesus. Gesondheid en siekte Ja, Here. het u vir haar bygestaan. En ek wil u baie dankie sê, van u het die beste sorg wat ooit kon gegee het. Jesus. As jy gevra het waartoe sy was onder die beste hospitale ooit. Ja, Here. En dit kan ek vir u sê, u het die plig as man gedoen. Om die beste van u geliefde vir meer as 30 jaar. Hulle was 32? 38, oor as wat ek is. 38 jaar. 35. Nora. In 'n lewe van, wat sy geleef het van 58. Was sy toegewyd aan haar. Baie dankie aan u Jesus. vir dit. En besonder ook wil ek aan Berensia ook dankie sê. Om my het altyd vir Berensia genoem die woorde Nursie. En dan Nursie. Baie dankie. Dat jy my toegewyd het my maak kyk. Ja, Here. Ten spyte van wie oon en beweeg het. As jy soos Antitonie gesê het, jy was op jou plek. En jy het oral saam gebeweeg vir jou ma. En ek het regtig waar opgekyk na jou. En ek kyk ook steeds op na jou. Dis hoekom ek sal sal sê, dis ons Nursie. Jy is ons Nursie. Jy het alles geken. Baie dankie. Dat jy ook jou jong kind op 'n vroege ouderdom een kind geskryf het. En ook dat jou ma soos jou pa toegewyd gekyk het. Ek het die geld om vir jou te gee nie. Nou wat ek sê, kan sê dankie. Ma is ook trots op jou. Sy benei, Lucia, pligsgetrou. Ja, Here. Hulle het altyd hulle maar rondgestoot en waar sy moet wees. Wil ek ook sê dankie aan Jesus. julle.
dat julle na julle ma kom en kyk het. As jy nog gedink het, Parensia kon nie van haar ma af nie, dan kon jy nou niks van, hoe sy sê, die sy het heeltemal nie van haar ma af gebeweeg nie. En besonders ook, Samanay, op die laaste tyd, ons het 'n gesprek, so 'n week terug hier buite gehad, waar jy ook die laaste ook kom gee vir jou moeder. Ons sê nie altyd dankie vir mense nie, maar ek weet, Ja, Here. wat julle beteken het vir julle eie ma, jou ouma, en ook vir vrou. Here gee ons die krag en die geleentheid. Dis hoekom ek kan sê, dankie. Van ek weet my ma sou vir my gedoen het om te sê, van sy het geweet wat julle gedoen het, en die liefde wat sy gehad het vir julle ook. Ek sê nou, hulle is goed van hulle taak gekooi. Sterk. En ek weet dit is ek nou aan Jesus Christus behoort. Atlantis Alive. Viva MK, viva! Amanda! Nawethu! Good evening, everybody. We just want to greet the body of Christ that has came here to say, or to the family of Fontaine, their injury is also all of us injury. I say thank you to, we are here as the members of the ANC in Ward 32. My name is Nolufefe Mbombo. I'm the acting secretary in the area. We are trying to rebuild the ANC Ward 32 in our area. The leaders that are here, they are also on the BTT branch task team that is also making sure that we renew the membership of the ANC. But unfortunately for us, comrade Shirley Fontaine, may her soul rest in peace. She died, whereas she was also a member of the ANC in good standing. When we think about her, we lost someone. Because according to the report that we have been given in the ANC branch, before her husband went to exile and went to army, this house used to be the ANC house. Everyone that is around the Ward 32, before it was Ward 32, it was Loose Kloof branch. And what we know in Atlantis, there is a camp that is there in Mamre. Those people used to go there. And Shirley, when they go there in the camp, she used to make sure that she bring food for those people underground. That is why when her husband was deployed by the ANC, when the ANC was out of exile, when the ANC was given the power, and then her husband, which is Comrade Ugerrit, was deployed in other areas, but her house was not closed. Everyone who knows the family, they used to come to this house and they were welcomed. But what is amazing, according to the report that we have, the young lady that was the last born, that is the last born, when she was born, Auntie Shirley was already sick. But just because God is the God of miracles, he made sure that she must grow the child until the child is in other level of the school. But I'm not sure what grade is she doing. But let's praise God for that, because without God, that child shouldn't be attending that school in Witwatersrand every morning. Actually, I'm not only the member of the ANC, I'm also the member of the Neighborhood Watch. When they go to school, they pass through us, they always greet. She knows during election, the young girl was also there all over Ward 32, making sure that whatever the father is doing for our people in Atlantis, she knows and she's studying, and she makes sure that she learns a lot from what the father is doing. We have lost a mother. We have lost a comrade. Yes, every time I used to ask
Comrade Gerrit, how is Comrade Shelley? Say, no, she's not okay. Can we come and see and visit? No, she's in the hospital. But by the time she passed away, we felt so okay. Guys, we didn't even go to the hospital. We were so shocked about the news because we thought we were going to make a plan and go to the hospital. And then we see her because she was also one of us. We are so shocked about, but God is always there. God is always going to make sure that the children won't say, okay, Daddy, Mommy is not here anymore. We are not going to respond here. We are here to ask God to give them power so they can know that wherever the mother is in heaven, she is watching them. God is watching, is going to watch you and the Father. There is nothing that is going to be difficult in your life because she's there. For the sake that she watched the entire 132, especially extension 12, when they were fighting for everything, for the freedom, she was there to release her husband. She couldn't say, no, I won't do that. She released her husband to go fight for us to be free in Atlantis, but there is still a lot of work that must be done. For example, when I was looking in here in Extension 12, majority of the houses are still full of asbestos. It's our duty as the ANC and also together with the residents of Extension 12 to make sure that we fight for the development. These houses must be changed. The roof must be changed because asbestos is not Iowa. Thank you. But can I give to Auntie Queenie too? Anyway, thank you very much, Chairperson of the day, and I hope in Vincent, everybody will be here on Saturday. Those who will be free on Saturday to come and say she must go well as an AK. Thank you. Amen. Atlantis Alive.